Ek wil nou vanmôre vir julle vertel van 'n wonderlike ding wat ek hier op Teefontein geleer het. Ons het seker so binne die 2 jaar van oom Johannes wat nou vir my leer hier op die werf het ons begin hoenders kry. En dit was maar 'n saak, want ek moes nou eers geleer het van hoe werk hoenders. En in die begin het die oom vir my gesê, as 'n mens 'n hoender moet vang, of 'n kalkoen moet vang, of 'n klein lammetjie moet vang, dan moet jy 'n soort standbeeld stap loop. Julle, dit was een van die swaarste dinge vir my om te leer, want ek is bietjie soos 'n rubberballetjie. Ek is my bitter swaar om standbeeld te raak. Nou sê die oom, nou kom ons by die hek, as jy nou 'n hoender wil vang, moet jy nou eerstens kom voor die hek al, jy kom aangestap in jou soort standbeeld stap. Jy stap baie stadig en jy kyk nie vir die hoender wat jy wil vang nie. Jy kom maar net so in. Maak jy nou die hek oop en jy kyk amper partykeer so ver, maar jy hou daai een so die hoek van jou oog uit dop en jy stap jou standbeeld stap. Stadig. En jy hou hom dop en wanneer jy sien die tyd is, dan steek en dan gryp jy hom. Ai, en as jy hom nou misgegryp het, dan is dit nou 'n helse ding, want nou weet die hoenders, dan weet sy nou jy wil vir haar vang, dan moet jy nou van voor af probeer. Dit het my, kan ek nou maar vanmôre sê, jare gevat om die standbeeld stap te stap. As dit nou lamtyd is en jy raak nou 'n lam uit sy ma uit en is hy nog bitterklein, so 'n dag of 2, en jy loop in die veld, dan kom hy agter jou aan. En die grootste ding is dan om die lam terug te kry by sy ma, want sy roep hom en hy roep en jy moet nou agter die geluid aangaan. Ai julle. Nou moet jy die ou lammetjie hier aan sy voorbene vat en dan moet jy nou dan sit nou 'n vinnige standbeeld loop, want jy wil nou nie die lammetjie te lank dra nie, jou reuk moet nie aan hom kom nie. En as jy nou so die skaaptrop binne gaan, dan kry jy nou die standbeeld stap en jy gaan so min of meer daar waar jy hoor die ma bler en jy sit die lammetjie neer en weg is jy. Hy vir jy. En nou het ek al standbeeld stap baie beter geword in my standbeeld stap. Ek wil nou nie sê ek is nader aan perfek as wat ek was nie. Maar daai ding wat jy jou liggaam, jou teels aansit. En ek het dit al baie gesien ook tussen mense. As daar 'n effense oproerigheid is of mense wil, dan is daai standbeeld energie nodig. Dit help dat 'n mens nie nog vet op die vuur gooi nie. Jy hoef nou nie die standbeeld ding te maak by mense nie, maar in jou binneste voel jy, laat ek na standbeeld toe gaan. En met enige dier het ek dit nou oor die jare geoefen, van hond tot kat, vir alles jy vir 'n kat 'n pil moet gee. Ai, julle, dis ook weer 'n ander werk. En daar moet jou standbeeld nou besonder stadig wees, en wanneer die grypslag kom, moet jy vinnig gryp. Hoe die oom altyd gesê, soos 'n grou kat wat wil vrou vat, moet jy gryp, en dan moet jy hou. Soos ek so hier my standbeeld stappe, hier op Teefontein inspan, as ek na die diere toe gaan, dan dink ek, as iemand nou vir my moet afneem, lyk ek soos 'n mens wat probeer slyp helder oordag. Maar dis 'n wonderlike gevoel as 'n mens dit reg kry, as jy in jou standbeeld energie kan ingaan. En as jy klaar is, dan bokappel ek oor hierdie werf van blygheid, dat ek net bietjie die teewels kon laat skiet, na ek het reg gekry het, om standbeeld genoeg te wees, langs daai dier, om hom met een hou te vang.